Môre julle, uit 'n baie koue Clarence. Ek was 'n bietjie optimisties geweest om te dink ek gaan die omstandighede hier aantref om 'n suksesvolle nuusbulletin op te neem. Die lig hier in ons eenheid was 'n bietjie sleg geweest, so ek kon nie opneem nie. Dis moet julle nou maar weer vanmôre na AI Sakkie luister terwyl regtig 'n Sakkie gaan golf speel. Maar hier is die nuus vir julle. Ek wil kyk of ek môreoggend vir julle 'n regte sakkie bulletin gee. So kyk of ek die beligting kan regkry en sulke goed. Maar intussen vries ons laafvelders. Alles wat los is vas hier in Clarence. Goeiedag almal, welkom by Nuuspot. Dit is Dinsdag 14 Julie 2026 en hier volg die nuus. Die winterinisiasieseisoen van 2026 het reeds die lewens van 35 innisante geëis, terwyl 75 in die hospitaal opgeneem is en 180 uit onwettige skole gered moes word. Volgens voorlopige verslae van die provinsiale inisiasie koördineringskomitees op 12 Julie is daar ook 12 ontvoerings, 3 aanrandingssake en 1 besering aangemeld. Wetstoepassers het 150 kriminele sake geopen en 40 mense in hegtenis geneem nadat 58 onwettige skole geïdentifiseer is. Oor na die Oos-Kaap waar vigilante-aanvalle oor die afgelope 4 jaar die lewens van 1287 mense geëis het en 606 ernstig beseer is. Die LER vir gemeenskapsveiligheid, Kolile Nkata, het onthul dat daar sedert 2022 altesaam 1893 sulke aanvalle in 8 distrikte plaasgevind het, maar slegs 10 skuldigbevindings is behaal. In Kebega het 2 mans wat beskuldig word van die moord op die African National Congress raadslid Sisulu Mlewe, hul aansoeke om borgtog laat vaar. Die 21-jarige Alumile Stofile en die 20-jarige vermeende huurmoordenaar Lufunowethu Nyodi het maandag in die New Brighton Landdroshof verskyn. Die 45-jarige Mlewe is op 20 Junie omstreeks 5 uur die middag in sy kantoor in Zwide doodgeskiet tydens 'n vergadering. Die polisie het nog nie politieke motiewe uitgesluit nie en die saak is tot 15 September uitgestel vir verdere ondersoek. Op die internasionale front het oliepryssstygings van meer as 9% maandag 'n hoogtepunt van 1 maand bereik, nadat die Verenigde State aangekondig het dat 'n vlootblokkade vandag sal begin. Brent olie het met $7.29 tot $83.30 per vat gestyg, terwyl West Texas Intermediate met $6.73 tot $78.14 per vat opgeskiet het. President Donald Trump het verklaar dat die Verenigde State 'n fooi van 20% sal hef op alle vrag wat deur die Straat van Hormuz vervoer word. Die internasionale maritieme organisasie het egter kapsie gemaak en gesê daar is geen wetlike grondslag vir sulke verpligte tolgelde nie. Terug in ons eie munisipaliteite toon die ouditeur-generaal se jongste verslag dat hoewel die Wes-Kaap die bes presterende provinsie bly met 25 uit 30 munisipaliteite wat ongekwalifiseerde ouditmenings gekry het, daar ernstige finansiële risiko's is. 6 munisipaliteite het onbefondste begrotings goedgekeur, 22 het 48,77 miljoen rand se vrugtelose en verkwistende besteding aangeteken en Beaufort Wes, Kannaland en Theewaterskloof staar oorlewingsonsekerheid in die gesig. Die LER vir Finansies, Diedrie Baartman, het gesê die verslag wys beide die provinsie se sterkpunte en gebiede wat dringende aandag en ondersteuning benodig. Intussen het Laingsburg vir die 4de agtereenvolgende jaar 'n nadelige ouditmening ontvang. In KwaZulu-Natal is die voormalige burgemeester van eThekwini, Zandile Gumede, as die adjunksameroeper van die Umkhonto Wesizwe party aangewys, ten spyte daarvan dat sy tans op aanklagte van bedrog en korrupsie tereg staan. In Pretoria het 'n onbekende man Saterdag aand gesterf nadat hy in 'n diep, onvoldoende afgesperde uitgrawingsgat van 3 tot 4 meter op 'n bouperseel in Linwood weggeval het.
Die voorval het plaasgevind na die Springbok rugbywedstryd op Loftus Versveld en 2 ander mense het na bewering dieselfde aand in die gat geval. Die woordvoerder van die polisie in Gauteng, kaptein Tinswalo Sibeko, het bevestig dat 'n geregtelike doodsondersoek geopen is. Kontrakteurs is tans op die perseel besig met die bou van 'n snelbusbaan naby die Laerskool Pretoria Oos. In die Noord-Kaap is die 60-jarige Jacques Raad van Delportshoop maandag op borgtog van R2000 vrygelaat, nadat hy beskuldig is van die moord op die 24-jarige Alfano Gundri. Die voorval het op 23 Junie plaasgevind, toe Gundri na bewering probeer het om lemoene by Raad se huis te steel. In Kaapstad het aanvalle op munisipale beamptes so drasties toegeneem, dat die versoek vir wetstoepassingsbegeleiding gestyg het van 'n gemiddeld van 275 per maand in die vorige boekjaar tot 890 per maand in die huidige boekjaar. Beamptes in departemente soos water, sanitasie en energie word gereeld deur bende geweld, kapings en afpersing getuister, wat selfs 'n ekstra begroting van R100 miljoen oorskry het. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, het gesê hierdie uiterste uitgawe is noodsaaklik om werknemers se lewens te beskerm terwyl hulle noodsaaklike dienste lewer. Die stryd om die skorsing van die Tshwane stadsbestuurder Johan Metler op 9 Julie gaan nou hof toe. Die Demokratiese Alliansie en die vakbond Solidariteit betwis die besluit wat hulle as onwettig en polities gemotiveerd beskryf, as ook die heraanstelling van Gareth Mnisi as finansiële hoof. Die Demokratiese Alliansie se burgemeesterskandidaat, Celeer Brink, het verduidelik dat 13 Demokratiese Alliansie raadslede se stemme onregmatig afgetrek is tydens die raadsvergadering. Solidariteit se adjunkbestuurshoof Anton van der Byl het bevestig dat hofstukke binne 24 uur aan die metro beteken sal word. In Johannesburg is advokaat Andrea Johnson, die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, skielik hospitaal toe gehaas kort voor sy maandag voor die Madlanga kommissie van ondersoek moes getuig. In Mpumalanga het die polisie 'n ondersoek begin na 'n moontlik beplande aanval waarin 3 mans en 'n vrou Sondag aand in Bosbokrand in 'n koelreën gesterf het. Die slagoffers was in 'n wit Volkswagen City Golf toe hulle kort voor 9 uur in 'n erf ingery het en deur onbekende mans gekonfronteer is, terwyl 'n 5de man tans in 'n waakeenheid vir sy beserings behandel word. In die regswêreld is die 49-jarige Hansie Harmse van Klerksdorp in die Oudtshoorn streekhof onskuldig bevind op aanklagte van bedrog. Die staat het beweer dat sy haar as 'n regsassistent voorgedoen het om haar man, die 53-jarige elektriesien Dale Harmse, te help om die sakeman Matthys Slabbert uit meer as R500.000 te bedrieg. Dale is reeds in 2022 tot 15 jaar gevangenisstraf gevonnis nadat hy skuld beken het op aanklagte dat hy hom as 'n advokaat voorgedoen het. Hansie het deurgangs ontken dat sy bewus was van haar man se kriminele bedrywighede. Die doeltreffendheid van die weermag se ontplooiing in die Wes-Kaap word erg bevraagteken nadat ten minste 20 mense die afgelope naweek in bende-verwante geweld gesterf het. Meer as 250 mense is reeds in die gebiede van Operasie Prosper vermoor sedert die R823 miljoen se ontplooiing 4 maande gelede begin het. Ten slotte het 'n video waarin 'n lid van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag 'n vrou in Elsies River klap en skop, groot woede ontlok. Die voorval het plaasgevind tydens 'n Operasie Prosper ontplooiing in Balvenie Estate op die Kaapse vlakte en is reeds meer as 200.000 keer op sosiale media gekyk. Politici, gemeenskapsaktiviste en 'n militêre vakbond het geëis dat die betrokke soldate dringend tot verantwoording geroep word vir hul optrede. Dit was vandag se nuus, net hier op Nuuspot, die tuiste van Afrikaanse stories agter die nuus.